and hallelujah. You've torn apart, and you have torn apart the sea. You have led me through the sea. And hallelujah, hallelujah. Come on, there's freedom in this house today. There's joy in this place. Yeah. Could you prophesy with me? You stepped in, 'cause you stepped into my Egypt. You took me by the hand, and you marched me out in freedom, straight into the promised land. Now I will not forget you, no. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury. Let the music prophesy. Goeienaand, Dr. Meyersdal. Dit is fantasties om jou te sien. Staan asseblief saam met my op, so reg aan die begin. Nou vanaand gaan 'n anderste diens wees. Ons gaan bietjie woord, bietjie sing. So wanneer ons vir jou vra om te staan, dan staan jy. En as ons 'n bietjie gaan praat, dan sit jy maar net weer. Okay. So baie relaxed en baie lekker. Ons is ook expectant vanaand om net te hoor en te sien wat Heilige Gees vanaand hierso vir jou wil kom doen. Amen. Amen, 'n great stuff. So vir al ons introverte byt vas, hier gaan ons, maar wil jy nie gou iemand net lekker 'n vet high five gee en sê ek is bly om jou te sien, maar jy moet uit jou stoel uitstap, okay? Daar's hy, 'n lekker groot high five. Ek's bly om jou te sien. Welkom, welkom. Geniet vanaand. Mag jy vanaand anders hier uitstap met 'n expectant hart en 'n aangeraakte hart. Amen. Amen, amen. Dankie Heilige Gees. Dankie Abba Vader vir die oomblik. Hierdie aand wat ons kan vier, dis Hemelvaart. En Here, U gee vir ons die belofte dat U gaan terugkom. En ons is expectant in ons hart vir dit wat U wil kom doen vanaand. Elke woord in die Bybel wat U uitgespreek het, word waar en dis hierdie belofte wat ons het vanaand. En ek bid dat U elke persoon se hart sal kom aanraak. Ontvang ook ons lof vanaand, soos wat ons uit ons naad uit gaan bars om dank en eer aan U te bring vir dit wat U vir ons gedoen het. In Jesus naam. En almal sê, amen. Geniet vanaand. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. You called my name and I ran out of that grave.
skuld weg in 'n oomblik, elke bergbult. U bly teenwoordig, God van wonders, vrede is U naam. Bloed, kruis, bring my die lewe soos die grond. Kruis, vryheid vir ewig, God van wonders, heilig is U naam. Elke knie sal buig, heilig is U naam. En elke hart sal juig, ewig is U naam. Laat my lewe getuig, heilig is U naam. Sien, spreek my lewe se woord, reën daar waar dit droog is, God van wonders, heilig is U naam, U naam. Gees, krag, vloei deur my are, seker, brag, sout van die aarde, God van wonders, heilig is U naam. Elke knie sal buig, heilig is U naam. Elke hart sal juig, ewig is U naam. Laat my lewe getuig, heilig is U naam. Hoor my lewe, reën genade, is die bron van vrede in my wêreld, skyn die helder, is die lig van wie die pad wys. In my lewe, reën genade, is die bron van vrede in my wêreld, skyn die helder, is die lig wat my die pad wys, die God van wonders, heilig is U naam. En elke knie sal buig, heilig is U naam. Elke hart sal juig, ewig is U naam. Laat my lewe getuig, heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U O Here, dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat ons die heiligheid vanaand kan ervaar. Ons kom in ons harte. En ons buig net in hierdie oomblik ons harte voor U. Here, U is heilig, U is aanbiddingswaardig, U is lofwaardig. U is die koning van alle konings, Here, en ons kom buig ons harte en ons knieë voor U vanaand, Here. In Jesus naam. Amen, amen. Dankie, jy kan jou sitplek neem vir 'n oomblik. Nou ons vier vandag Hemelvaart. Yes. Want dit beteken hy kom terug. Sien julle uit na daai dag? Amen, amen. So 40 dae nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, beleef ons nou vandag. So ons het hierdie oomblik gehad waar die disippels saam met hom gejourney het, hy het hulle geleer en hy het hulle uitgestuur en gesê, gaan bid vir mense, bevry hulle, leer hulle. En daar was hierdie oomblik, hartseer oomblik wat hulle beleef het, toe Jesus aan die kruis gesterf het, hom arresteer en hy het met sy lewe geboet,
vir my en jou sonde, maar nie net vir ons sonde nie, ons is geneig om daar vas te val. Maar the big idea, die groter prentjie was sodat ek en jy 'n lewe van oorwinning kan leef, sodat ek en jy dit wat hy in die kruis behaal het, oorwinning oor sonde, oorwinning oor die vyand, oor die dood, oor die graf en die hel, is daai lewe nou deel van my en jou. En dis nou 40 dae nadat Jesus uit die dood het opgestaan, nou gebeur vandag. Jesus Christus is opgevaar na die hemel toe. So hy en sy disippels kom daar op 'n plek bymekaar, en hulle vra vir hom, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Jerusalem gaan kom herstel? Julle moet onthou, hulle is hierdie volk Israel, hulle was in ballingskap vir baie lank gewees, en dit was hierdie 400 jaar van stilte gewees, en dit was net 'n horrible tyd vir Israel gewees, en hulle was oorloë en famine, en al die goed wat gebeur het, en hy vra hulle vir hom, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel gaan kom herstel? En hy antwoord vir hulle en sê, die tyd wanneer die herstel van Israel gaan gebeur is nie vir julle om te weet nie. Hy sê maar, in dieselfde sin, dan sê hy maar, ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur, en hy gaan julle kom bekragtig, en julle gaan getuienis wees, en reg oor die wêreld, en ek gaan julle leer om met krag my woord te gaan bedien. En dan, net nadat hy dit gesê het, kom ons by Handeling 1 vers 6 tot 11. Hy sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk wat hom weg uit hulle sig. En terwyl hulle stip na die hemel kyk, terwyl hy opvaar, staan daar met eens 2 manne by hulle in wit klere, wat ook gesê het, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat julle van julle af sien, na die hemel opgaan het, sal net so terugkom, soos wat julle hom gesien het opvaar het. Wat 'n wonderlike belofte. Net soos wat julle hom gesien het, sal hy weer terugkom op die wolke. Wow, en ek dink in daai oomblik was daar 'n stuk happiness en confusion, want ek het eers geweet of hulle geweet het op daai oomblik dat Jesus gaan weggaan. Hulle gaan ons gaan 'n lekker praatjie en ons gaan kuier en Jesus is terug en ewe skielik is daar wolke en daar's hierdie 2 engele en weg is Jesus uit hulle. Maar die ander 2 verse wat praat van die hemelvaart, sê daar was blydskap in hulle hart en hulle teruggegaan Jerusalem toe. En die een evangelie sê en hulle dadelik gaan preek, en die ander een sê en hulle was net bly, daar was joy in hulle hart gewees. Maar as ek een van daai disippels sou gewees het, dink ek sou ek daar gestaan het en ek sou saam met hulle wou loop en ek sou agter Jesus wou aangaan en kyk op in die hemel, is dit nou waar, het dit regtig gebeur? En ek sou die een gewees het wat agterbly vir die Q&A. Ervaar jy die oomblik saam met my? Soos want die Jesus, ek meen hy het gesterf, hy het opgestaan en vir 'n tweede keer is jy bly dat hy daar is en ewe skielik word hy weggevat. En vir 'n tweede keer is hy confused, maar wat gaan nou gebeur? Want Jesus sê vir hulle wel, gaan wag daar in die boorvertrek en die Heilige Gees sal uitgestort word en that's about it. Here, maar wat van al die vrae wat ek het? Wat van al hierdie goed wat gaan gebeur? Maar daar's 2 beloftes wat Jesus vir hulle kom gee en hy sê, en die een is, soos ek nou net gesê het, die Heilige Gees sal uitgestort word en daar's hierdie blydskap wat ten opsig van dit en ek wil ek vir julle sê, moenie die volgende 6 Sondae mis nie. Ons gaan diep inklim in die storie van die Heilige Gees en wat hy vir my en vir jou kom beteken, die bekragtiging en die realiteit van die Heilige Gees. Wil ek jou uitnooi om nie te mis nie. Ons veral ons mense in ons klein groepe, as jy nie in 'n klein groep is nie, probeer deel raak in hierdie volgende 6 weke, maar ons gaan regtig waar hier inklim en God vertrou om self te kom openbaar op 'n nuwe manier vir jou as mens. So ons gaan lekker praat oor die Heilige Gees. So, daar's die belofte, die Heilige Gees gaan kom en hy het gekom. En tweedens is daar die belofte dat hy eendag weer sal terugkom om ons te kom haal, sodat ons dan by hom kan wees. En ek weet nie van jou nie, maar daar's tye, ek weet ons het nie 'n weghardloop teologie hierso by Dokse Dye. Ons hoop nie net eendag dat Jesus gaan terugkom en hy kom bevry ons nie. Maar ons het werklik waar 'n teologie wat sê ons beïnvloed die aarde hier waar ons is. Maar daar's tye, ek weet of jy saam met my so voel nie, maar daar's oomblikke wat ek so heimwee in my hart het, wat ek net sê, Here, ek wil by jou wees. Ek het nodig, Here, om my hand vas te hou. Here, ek het nodig om in die teenwoordigheid tasbaar fisies te wees. Partykeer voel dit net of hierdie aarde vir ons een te veel raak. Het jy ook sulke gevoel partykeer? Dis net ek. Oh, dankie. Ek is nie alleen nie. Daar's sulke oomblikke, né? Ons sê, Here, ek het nodig om by U te wees.
Want weet julle wat, nie lank daarna, nie lank nadat die hemelvaart plaasgevind het nie, is Petrus en Johannes besig om te bedien en hulle bid vir 'n verlamde en hy raak genees en net bloot vir dit word hulle gearresteer deur die fariseërs en hulle sê nee, wat is jy besig om te doen? En kort na daai gebeurtenis van Johannes en Petrus wat gevangenes geneem was, is Stefanus gestenig vir dit waaraan hy glo. Hy's doodgemaak vir dit waaraan hy glo. En ek wonder of daar 'n oomblik in hulle harte gekom het vir die disippels en die mense wat Jesus liefgehad het, waar hulle gesê het, "Jesus Here, daai belofte wat jy gesê het jy gaan terugkom, ons dink dit moet nou wees. Enige tyd nou sal goed wees. Kom haal ons net. Ons is besig om te boet met ons lewe vir dit waaraan ons glo. Dit sal goed wees, Here, as jy nou kan kom." En ek wonder of daar 'n oomblik van anticipation was wat in hulle hart was, net wat besig was om te kwyn. Ons weet dat die Heilige Gees hulle kom bemagtig het. En ek weet Stefanus, terwyl hy besig was om gestenig te word, het die hemele vir hom oopgegaan. En hy die Here gesien in daai oomblik. Dit was 'n wonderlike dood om te sterf. In daai oomblik, as ek dit so kan noem. Maar ek wonder of daar nie 'n oomblik was van, Here, daai belofte wat U vir my gesê het, vir ons gegee het, dat U gaan terugkom. Here, dit sal nou great wees. Terwyl ons hierdie goed ervaar, kom haal ons dit weg, sodat ons nie hierdie goed hoef te ervaar nie. En weet julle wat, dis nie die eerste keer in die Bybel dat so iets gebeur nie. Ek wil julle vat na die boek Jesaja 55 is die profeet besig om te profeteer. En hy praat oor die volk Israel wat in ballingskap sal wees. Maar daar's Israel in daai oomblik en hulle is uitmekaar uitgeskeer, hulle is in ballingskap, hulle is in gevangenskap en uitmekaar en alleen in daai oomblik. En is daar ook beloftes wat die Here vir hulle gegee het wat nog nie in vervulling gekom het nie. En dit begin hulle die vraag te vra, maar Here, gaan ons hoe lank nog gaan ons sukkel in hierdie oomblik? Hoe lank nog, Here, voordat U beloftes oor Israel, oor U volk wat U so voorlief is, tot in vervulling kom? En is daar wanneer gaan U verlossing kom? En dan kom die Here in Jesaja 55 vers 10 tot 11. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar hulle vernoem na die boek Jesaja, die B-gedeelte, noem hulle na die boek van hoop. En dan skryf die Here vir hulle, hy sê dit vir hulle deur die profeet Jesaja, hy sê, reën en sneeu kom uit die hemel, en dit gaan nie daarheen terug nie. Dit maak die aarde nat om die plante te laat bot en vrugte te laat dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. Net so is dit met die woord wat uit my mond kom. Dit sal nie leeg, nou wil ek hier met vashou aan hierdie stukkie woord, dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek verwag en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Met ander woorde, God kom sê vir hulle, selfs wanneer jy sit, selfs wanneer jy dit nie sien nie, selfs wanneer jy voel jy's in ballingskap, jy's verwyderd van God, wanneer dit vir jou so voel, ek sê nie dit is so nie, werk God se woord in daai oomblikke, en sal God se woord wat hy oor jou gespreek het, nie ledig terugkeer nie. Met ander woorde, God het gesê, en sy woorde is nie leeg nie, en dit werk, selfs in die tye, wanneer jy die minste verwag, is God se woord besig, en aanhoudend besig om te werk. En terwyl ek besig is om voor te berei, en ek kom by hierdie stuk, Johan en Renée, het so in my hart, is 'n profetiese woord wat in my hart kom opstaan, en die Here vat my terug, julle is nou amper 4 jaar hier, né? Meer as 4 jaar, en daar was so 'n stuk opgewondenheid in julle twee se hart oor Alberton, en jy het al miskien die vraag gevra, Here, maar hoekom bars hierdie gemeente nog nie uit hulle nate uit nie, en wil ek die woord wat die Here vir julle twee kom gee het, oor Doxydou en Meyersdal, net weer kom wakker maak in julle hart, en te sê, dieselfde afwagting wat jy gehad het 4 jaar terug, 5 jaar terug, wat julle gehad het 5 jaar terug, om die Here vanaand net weer opnuut te kom vertrou, om te sê, Here, ons vertrou U vir meer, as wat ons het, en wil die Here net daai droom weer vir julle twee kom wakker maak. Amen. Kan ons 'n oomblik maak van gebed, vir ons leiers, kan ons dit doen, steek julle hande uit na Johan en Renée toe. Chris, met liefie, en nie jy nie liefie, daai liefie. Sit jou hande daar, en julle wat agter hulle sit, Jock, yes. Here, wil ek bid vir Johan en Renée in hierdie oomblik, dankie vir U getrouheid, dankie vir die woord wat U in hulle harte kom sit het, vir Alberton, en vir die ooste van Johannesburg, wil ek bid, dat in hierdie oomblik daai woord sal kom aanblaas, Here, come and fan the flame, Here, dat hulle nie sal moeg raak en sal mat raak nie, en as hulle is in hulle gees, byvoorbeeld wil ek bid in hierdie oomblik, dat U bonatuurlik 'n nuwe koel van vuur in hulle harte sal aansteek, my Vader, en die woord, en die beloftes wat U vir hulle gegee het oor hierdie gemeente,
oor die ooste van Johannesburg, my Vader, dat dit so sal wees, dat dit in vervulling sal kom, tree vir tree, en dat julle sal kom oprig en sal sterk maak in hierdie oomblik, Here, dat hulle sal opvaar met vleuels soos die van arende. Dis my gebed in Jesus naam. Dankie dat elke woord wat U oor hulle spreek, so sal wees. Dankie my Vader, ek sien in my gees, Here, hoe Johan en Renée en hulle vinger uitsteek en sê, so spreek die Here. Wil ek bid dat die oomblikke van oorlog, my Vader, baie duidelik en baie hard sal wees, maar wanneer hulle oorlog voer, dat dit op hulle knieë sal wees, en Here, dat hulle in die gees oorwinning sal beleef. Dit waaroor U vir hulle oor hulle lewe gespreek het, is my gebed in Jesus naam. Amen. 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 Dankie vir die beloftes, Here. En dalk sit jy vanaand hierso. En jy sê, Here, daar's beloftes wat jy vir my gegee het in my lewe, of daar's iets waarvoor jy vertrou vir, Here. Dalk is dit 'n genesing. Dalk is dit 'n deurbraak in jou finansies. Dalk is dit iets wat jy wil bereik in jou lewe en dit kom nie tot in vervulling nie. Wil ek jou kom aanmoedig deur die woorde van Joshua 21 vers 45. Nie een van al die goeie beloftes wat die Here aan Israel gegee het, het onvervuld gebly nie. Alles het waar geword. So dalk sit jy vanaand hierso en jy vertrou God vir 'n wonderwerk. Jy vertrou God vir deurbraak in jou lewe. Wil ek jou staan, terwyl wil ek jou nooi om te staan. Saam met my. Staan saam met my. Terwyl jy volgende lied sing, om jouself te kom herinner aan God se getrouheid. Elke woord wat hy spreek, elke woord wat hy sê, is ja en amen en sal in vervulling kom in jou lewe. Amen. Glo jy dit? Glo jy dit? Kom ons staan vanaand en dan bid saam met my die Here. Dan wil ons sing oor die faithfulness van die Here in ons lewe. En kom maak vas in jou hart dit wat die Here oor jou lewe wil kom losmaak. Amen. I love you, Lord. Oh, your mercy.
Vader, dankie dat ons vanaand kan kom rus in U teenwoordigheid. Dankie dat ons weet ons kan leef vanuit 'n plek van oorwinning. Nie vir dit nie, maar van dit, as gevolg van wat U seun gedoen het 2000 jaar terug. En Here, ek het so groot verwagting op my hart vanaand dat U die mense, U liefde tasbaar sal ervaar. En ek vra dat U woord vanaand op goeie gronde sal val, vrugbare gronde sal val. En dat ons hier kan uitstap met 'n nuwe, dieper belewenis van U liefde en U genade in Jesus naam. Amen. Julle is so welkom om gou vir 'n oomblik weer te sit. So terwyl julle sit, wil ek julle vat na die Psalm van Dawid in hoofstuk 27 vers 13 tot 14. En in die Engelse vertaling sê hom so mooi, hy sê, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Nou dink gou vir 'n oomblik aan hierdie Dawid. Hierdie Dawid wat nou so vol selfvertroue is. Maar as jy die storie van Dawid gaan lees, was hy nie altyd vol selfvertroue gewees nie. Ja, hy was van jongs af, het die Here hom kom salf vir koningskap en hy het hom uitgekies. Maar het hy dadelik koning geword? Nee. Hy het teruggegaan en skape opgepas. Hy het Goliat verslaan en nog steeds nie koning geword nie. Hy het in grotte gaan wegkruip, hy het gevlug van mense af, hy was verraai. En ek kan net dink op daai spasie waar Dawid was, van Here, het U my vergeet? Maar God se woord het stadig, stil, amper soos 'n saadjie onder die grond wat besig is om te ontkiem, het hy begin werk in Dawid se hart. En dit wat Dawid gesien het as vertragings, was eintlik God se manier om sy karakter te ontwikkel en te versterk, om sy geloof te groei. En vir dit wat kom, vir sy koningskap, vir die kroon, vir dit wat die Here Dawid geroep het om te gaan doen. Jy sien, God se woord het nie leeg teruggekeer nie, maar dit het tyd nodig gehad om te groei. Daar was hierdie proses. En dalk sit jy hier vanaand en jy is op 'n plek waar jy voel, maar ek het hierdie beloftes oor my lewe, ek het hierdie profeseë, daar's goed uitgespreek oor my lewe waarvan ek nog nie die vrug sien nie. En ek wil vir jou kom sê om nie moed te verloor nie. Want God is goed, God is getrou. En God se woord werk, selfs al voel dit nie so nie, selfs al lyk dit nie so in die oomblik nie. Hy kom bou in jou wat nodig is vir die seisoen waarin jy is. Jy sien, Dawid het koning geword op die regte tyd. Die tyd wat hy deur sy vormingsjare gegaan het. En as gevolg van hierdie ervarings waardeur Dawid was, kon hy in confidence gaan en Psalm 27 skryf. Wat sê, wees sterk, wag op God, hy is getrou. Kyk wat het hy hier gedoen, kyk wat het hy hier gedoen. Hy sê, jy en ek is deel van daai goeie nuus. The goodness of God sluit ons in. So my vraag waarmee ek julle wil los vanaand, is jy bereid om te wag op die Vader? Is jy bereid om al jou vertroue in hom te sit vir dit wat nog moet kom? En ek wil julle uitnodig om saam met my te staan. Ons gaan nou in die volgende sang ingaan, so julle is welkom om asseblief te staan voor ons aanbid. Maar soos wat ek voorberei het vir vanaand, soms praat die Here deur beelde met my, deur visioene. En soos wat ek bid, kom wys hy vir my hierdie twee prente. En hy kom sê vir my, hier's 'n persoon wat vanaand hier gaan wees. En op die stadium in jou lewe voel dit soos totale chaos. Jy voel jy was op 'n stadium naby aan God, en jy voel net nou, daar is nie vrede nie. En hy kom sê in Psalm 23, kom sê Dawid, God kom gee vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit lê by hom. En toe kom wys hy my, en ek weet nie of dit dalk vir jou 'n teken is waarvoor jy gebid het nie, maar hierdie blommeveld vol sonneblomme, geel sonneblomme,
En hoe jy daardeur hardloop wanneer jy daai vrede in hom ontdek. En hierdie is nie 'n skuldskaamte of seer oomblik nie. Hierdie is 'n encouragement wat die Here sê, as jy gou dink aan 'n sonneblom, as die son sak, dan kyk hy af. As die son opkom, dan kyk hy weer vir die son. En hy sê, jy het net vir 'n oomblik weggekyk. Ek het nooit weggegaan nie. Ek was nog heeltyd by jou. Jy het net nodig om weer op my te fokus. En ek sal vir jou daai vrede kom gee. En as dit jy is vanaand, soos wat ons in hierdie liedjie ingaan, oorweldig is die liefde vir my. As dit jy is, wil ek so graag saam met jou bid. En as jy welkom om vorentoe te kom. Dankie band. Groter as die berge, sterker as die see.
Sing het nog een keer saam. En ek weet dat ek weet dat ek weet, U is hier by my. Pierre, ek het jou gemute. Ons weet. En ek weet dat ek weet dat ek weet, U is hier by my. Nog een keer saam. En ek weet dat ek weet, U is lief vir my. En ek weet dat ek weet dat ek weet, U is hier by my. O Heer, dankie vir die liefde wat getrou is. Here, U is konstant. U is altyd en altyd maar dieselfde. En dankie vir die woord wat nooit leeg sal keer nie. Dankie Here vir dit in Jesus naam. Dankie dat U getrou is. Dat U kom vorm, dat U kom U liefde en die karakter in ons kom vorm soos ons deur die lewe stap, Here, maar dat U altyd getrou is in wat U doen. In Jesus naam. Amen, amen. Dankie. Jy kan sit vir die laaste keer. Lyk of die bas Ek wil weg is. kortliks jou kom herinner aan 3 goed. Aan 3 goed wanneer jy deur tye gaan waar jy voel, Here, is die woord wat jy nog oor my gespreek het nog die waarheid? Here, gaan nie nog terugkom. Is die woord wat ek lees nog die waarheid? Dan wil ek kom uitskree vanaand, definitief ja. God is nie 'n leienaar nie. Sy woord is ja en amen oor ons elkeen se lewe. Wil ek hier daar's 3 goed wat ek in jou hart wil kom wakker maak vanaand, en dit is God se woord dra steeds krag. Dis kragtig. Toe hy aan die begin in Genesis gespreek het, Heilige Gees kom hover. Heilige Gees by die aarde kom hover, dit was dor en leeg en Heilige Gees was prudent, dit was afwagtend vir wat nou gaan gebeur, en God is net so afwagtend oor elkeen van julle se lewens hier vanaand. Hy kom, is asof hy oor jou lewe kom hang en sê, ek weet wat ek oor jou droom, ek weet wat ek oor jou wil hê, en my woorde wat ek oor jou gespreek het, bring steeds lewe, en bring dit lewe voort. As ons soos wat Kobus, amper Justin vanaand net sal moed skep en ons kop sal optel en hom sal behuld in ons lewe, dan sal ons die waarheid raak sien, en dit is dat sy woord oor jou lewe ja en amen is. Terwyl ek voorberei hierdie oomblik wat ek gesien het, Maria, nou sien ek hoe hang sy wasgoed op. Ek weet nie of hulle wasgoed opgehang het. Daar was 'n vorm van waslyn gewees het, hoe dan nou anders. Maar as Heilige Gees besig om oor haar te hang, en wat gesê, jy sal 'n seun baar, sy naam sal Jesus wees, die seun van God. En was die Heilige Gees afwagtend oor haar vir wat kom, en die woord wat hy oor haar gespreek het waar gekom. Sy het verwagting geword met die seun van God. Nou dieselfde Gees van God, dieselfde Abba Vader wat woord oor jou lewe kom spreek, daai selfde kragtige woord wat uit sy mond uitkom, kom spreek ook oor vanaand oor jou lewe en sê, my woord oor jou lewe is ja en amen. Kan jy dit glo vanaand? Sy woord is steeds kragtig in jou lewe. Nou die tweede een is, sy woord is doelgerig. Dit wat hy spreek is nie sommer net 'n halgeweer skoot in die lug nie. Ons het met ons Kingsman het ons bietjie gaan halgeweer skiet en hy het so ek dink so 45 of 30 grade radius wat hy sulke koels versprei, en man, ek het maar net gehoop hy tref. Een van daai klein koeltjies tref maar daai kleiduif. Dis nie God se woord nie. Dit is doelgerig, soos 'n skerp, tweesnydende swaard, sê die Bybel vir ons, is die woord van God, en dit dring in tussen murg en been, en kom tref hy die merk. Tref hy die merk ook in jou lewe. Abraham, op sy ou dag sê God vir hom, jy gaan vir jou seun gee. Hy sê, is reg, 25 jaar wag hy. Is ek en jy bereid om 25 jaar te wag vir 'n belofte om in werking te tree in my en jou lewe? Is ons bereid om God vas te hou vir dit? Sê, Here, maar U het gesê, ek hou vas aan die belofte, om te vertrou vir die onmoontlike in ons lewe. Kom Romeine 4, praat Paulus en hy sê, Abraham het nie in ongeloof getwyfel nie, maar was volkome oortuig dat God die vermoë het om te doen wat hy beloof het. God het die vermoë om te doen wat hy beloof het in jou en in my lewe. En die laaste een wat ek wil sê is, God se woord werk in elke liewe seisoen. Of dit goed gaan, en of dit sleg gaan, of die bankrekening baie in die groen is, of hy baie in die rooi is. God se woord is getrou in elke liewe seisoen in ons lewe. En as ons teruggaan, as ek julle kan terugvat na die disippels toe, Heilige Gees is uitgestort, en man, was hulle on fire vir die Here. Petrus wat
kort van draad was, wat 'n moeilike ouetjie was, word gevul met die Heilige Gees en op die dag waar die Heilige Gees uitgestort word, staan hy op en 3000 mense kom tot bekering onder sy prediking. Dis God se woord in Petrus. En gaan hulle uit en hulle is besig om kerk te bou en die kerk word gebore. En Paulus kom op die scene en hy maak 'n massive verskil. Eers was hy, julle ken die storie, eers was hy die ou wat vervolg het en toe verskyn Jesus aan hom, verander sy lewe radikaal en daar kom 'n verskuif in sy lewe en hy begin die woord van die Here te verkondig en gaan hy ook self deur hierdie verdrukking wat die disippels deurmaak. Ons kan nie in opset. En kom hy in sê, 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 9 sê hy, in alles is ons verdruk, maar nie verslaan nie. En wil ek kom profeteer oor jou lewe vanaand. Ek wil dit kom spreek, hierdie woord wat Paulus gespreek het. Wil ek oor jou lewe kom profeteer en vir jou sê, jy is miskien verdruk, maar jy is definitief nie verslaan nie. Oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Sê vir die ou langs jou, jy is nie verlate nie. God is met jou. Neergewerp, maar nie vernietig nie. God se woord bly hier in ons binneste. En dan kom hy in Efesiërs en hy's 3 vers 20, hy sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen, alles wat ons kan bid of dink. Daar's hier binne in my en jou 'n krag wat besig is om te werk. Daar's kere wat jy voel, flip, ek wil opgee. Ek het genoeg gehad. Hierdie is nie meer lekker nie. Guess what? Die lewe is nie lekker en gemaklik nie, maar is moontlik. En die Heilige Gees is hier vanaand om jou te versterk, om vir jou krag te gee. En die oomblikke soos wat ons baie keer ervaar, Here, gaan jy nog regtig terugkom? Gaan ek jy regtig nog jou gesig sien? Ja, sy woord is ja en amen oor ons as volk, as kinders van die Here. En persoonlik wil hy vanaand vir jou kom sê, my woord is ja en amen oor jou lewe. Dit wat hy gespreek het oor jou lewe, dit wat hy droom, sal in vervulling kom en sal in plek kom. En wil Heilige Gees ook kom bemoedig vanaand en vir jou sê, moenie opgee nie. Sy woord is ja en amen oor jou lewe. Johan en jou gesin. Hierdie is dalk vreemd vir julle. Maar terwyl ek voorberei, kom julle gesig, julle hele gesin kom voor my. En ek beleef net hoe God julle wil nader trek. Ek beleef net hoe God julle net wil kom omhels. Jy sê, man, ek het julle lief. Ek het vir jou 'n taak. Ek het vir jou 'n spesiale werk uitgekies. En ek sien hoe God in die volgende seisoen kom en jou soos 'n tool kom slyp. Ek sien hoe sit hy jou in die goeie mechanic taal in 'n vice grip. En hy begin jou te hou en hy begin jou skerp te maak en hy begin jou blink te maak. Tye wat nie lekker is nie, om gehou te word is nie lekker nie. Maar hy maak jou skerp vir die taak wat hy vir jou en jou gesin het. Kan julle hande na hulle toe uitsteek? Here, dankie dat ek vir Johan en sy gesin kan kom bid vanaand. Here, dalk is hierdie 'n vreemde oomblik, maar Here, dankie dat U 'n woord het vir hulle wat oor 'n lewe uitgespreek word. En dankie vir 'n houdingsseisoen waar hulle kom skerp maak vir die taak wat U vir hulle uitgesit het. Here, ek wil bid dat hy 'n ja en amen 'n oomblik sal beleef vir dit wat U wil kom doen oor hulle lewens in Jesus naam. In Jesus naam, in Jesus naam, Here. Dankie dat U 'n intercessor oomblik vir sy vrou kom oopbreek, my Vader, waar sy in die troonkamer in beweeg, Here. En in gebed voor U kom neersak, Here, dat U haar hart sal kom oopbreek, wat dit beteken om te bid, wat dit beteken, Here, om U na te jaag. En hierdie beautiful gesin, Here, dankie dat U hulle beskerm voor hulle uitstap en die paai vir hulle gelyk sal maak, dat hulle sal kan getuig dat goedheid en guns volg hulle al die dae van hulle lewe. Is my gebed vir hulle in Jesus naam. Dankie vir die woord wat getrou is, ja en amen is. En nou wil ek nou 'n uitnodiging maak vir elkeen van julle wat vanaand hierso sit. Beleef ek so in my hart dat ons van julle wat hier sit en sê, man, ek het opgegee, ek het moeg geraak langs die pad. Ek het hierdie journey gestap, maar I just don't get it anymore. En vanaand wil ek 'n spesiale gebed vir jou kom doen. En dan die tweede uitnodiging wat ek wil maak is, jy sit vanaand en jy het net 'n hinkering in jou binneste om 'n goddelike ervaring met jou Abba Vader te hê en sê, Here, ek het nodig om U naby te voel. Ek het nodig, Here, om omvou te word deur die liefde wat tangible en kragtig vanaand in jou lewe wil kom werk. Nou wil ek jou vra om te staan terwyl ons hierdie volgende sang
gaan sing. Staan saam met my. En terwyl ons hierdie lied sing, en as die Heilige Gees vanaand jou kom oortuig en sê, yes, ek wil vir jou kom bedien vanaand oor hierdie twee goed. Woord wat nog een vervulling gekom het in jou lewe, en tweedens, jy het net moeg geraak langs die pad, en jy het net 'n aanraking van God nodig vanaand. Dan wil ek jou nooi, moenie skaam wees nie, kom staan hier voor. En ek en Johan en die team, en Renée, my vrou en Justin, ons gaan saam met jou kom bid vanaand, en ons leiers waarmee ons gereël, ons gaan saam met jou kom bid, en God vertrou vir 'n oomblik van verkoking hier binne in jou binneste, en dat jy vanaand hier sal uitstap en sal weet dat die woord van God is steeds kragtig, is steeds doeltreffend en werk in elke liewe seisoen. Amen. 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 Dankie Here vir die getrouheid. Here, dankie dat ons in hierdie oomblik net kan kom verklaar, you're the God of revival. Here, dit wat ons dink baie keer dood is, Here, kom blaas u Gees, u pneuma, my Vader, u rema, my Vader, in hierdie oomblik. Gees van God, kom maak lewe. Dalk verstaan die mense vanaand hier wat voel soos droë beendere, maar wil ek bid dat u bonatuurlik u Gees van God op ons sal kom uitstort, Here, in hierdie oomblik, en dat ons sal lewend raak in die teenwoordigheid, Here, aangewakker deur die vuur van u, o Heilige Gees. Bid ek daarvoor in Jesus naam. Amen, amen. Wees vrymoedig, en as jy voel dis jy wat vanaand bediening nodig het, kom staan hier voor, en ons gaan saam met jou 'n gebed doen. Amen. We see what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can break through, no mountain you can move, all things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save, all things are possible. The darkest night, you can light it up, you can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome, you've already won. Oh God of revival, you rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you've defeated? I will trust in you alone. There's no prison wall you can't break through, no mountain you can move, all things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save, all things are possible. The darkest night, you can light it up, you can light it up. Oh God of revival, let hope arise.
so that you can say all things are possible. All things are possible. Vince, kan jy my hoor? Ek wil 'n so profetiese aksie net doen in 'n oomblik. En Vince, kan jy vir my jou heartbeat gee? Toe. Keep going. Okay. Ek beleef net die Here sê vir die hart gee lewe. Die hart gee lewe. Praat nou met iemand te sê my pas aan geer moes bietjie vinniger gestel word sodat ek kan bybly dat hy die bloed deur my are kan stoot en dat daar lewe kan wees en ek ervaar Here wil ek kom spreek oor jou vanaand. Oor huwelike, lewe. Daai woord wat Marius van gepraat het van hy sal nie ledig terugkeer nie. Hy het 'n woord oor jou huwelik gespreek. Dis lewe. Dis lewe. Wil jy moet vat vanaand lewe. Lewe oor jou finansies. Lewe oor jou gesondheid. 'n Stuk lewe net vanaand oor jou besigheid en jou werksplek. 'n Stuk lewe oor jou geestelike lewe, daai wat Justin genoem het waar jy voel jy plek gekom van opgee en so spreek lewe. En die hartklop wat jy hoor wat Wins vir ons uitbeeld deur die dromme vanaand is die Heilige Gees wat binne in jou is wat lewe bring. Hy is die Gees van lewe. En al wat dit is 'n tasbare, 'n hoorbare ding wat jy kan hoor, wat jy kan ervaar van 'n Gees wat binne in jou is wat nie geskuif kan word nie. 'n Gees wat gaan waar hy wil, wat doen wat hy wil, wat sê wat hy wil, wanneer hy wil. En niks kan jou skuif van hom nie. Niks kan dit wegkom vat van jou af nie. Niks, geen omstandighede is te groot wat jou gaan kom toegooi en jou lewe uit jou gaan uitkom dreineer nie. Vanaand kom sê die Here, nee, ek spreek lewe. Ek spreek lewe oor jou gesin, ek spreek lewe. Daar's lewe in jou, daar's my bloed wat vloei, het gevloei so daar lewe binne in jou kan wees. Sodat jou bloed wat vloei, die krag kan hê van my Gees. Vanaand vat ons dit, Here, vanaand vir elkeen wat in 'n plek van struggle is, van swaar kry en stoei en siekte toestand, vat ons die lewe en ons stap daarmee. Daar is krag in die bloed en in die naam van Jesus wat gaan sit het aan die regterhand van die Vader. Sy Gees uitgestort het sodat ons kan lewe. Lewe. As jy dit wil vat vanaand, steek net jou hand op. In hierdie oomblik, as jy is en die Heilige Gees is besig om met jou te praat, jou hand opsteek en sê, Here, vat dit. Vat dit, is myne, U is hier binne in my, U lewe binne in my, U krag is in my, dis deur my, dis met my. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, oh Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, oh, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets.
Dankie Here vir die belofte dat U die Gees gestuur het en nog steeds stuur. U stuur hom nou in ons en deur ons en Saterdag Here het ons groot oomblik van harte gaan aanraak met Street Star en ons het voorberei, ons het klere bymekaar gekry en ons het spanne bymekaar gekry. Maar Saterdag daag daar 'n klomp ouens op en ons wil hierdie oomblik net vat en bid dat U die grond kom voorberei, bid dat U ons harte kom voorberei, bid Here dat dit nie net 'n stuk kleding sal wees of iets om te eet nie, Here, maar dat U liefde sigbaar sal wees in en deur ons, dat daar lewens sal wees wat verander, dat daar ouens sal wees wat by U uitkom, hulle harte vir U sal kom gee. Daar redding sal gebeur, dat daar koneksie sal gebeur. U die Gees gestuur, Here, sodat ons bemagtig kan wees om uit te tree en uit te stap en U te verteenwoordig, en dis wat ons gaan doen Saterdag, en ons dankie vir die geleentheid. Maar Saterdag is die enigste dag, elke dag soos ons môre in ons werksplek instap, is dit presies dat die Gees stap saam met ons en beweeg saam met ons in Jesus naam. Ons loof U vir dit. Amen. Amen. Amen.